Daar's 'n storie en 'n lied wat God oor jou geskryf het. Die uitdagings wat vaders en mans uitdeurgaan elke dag van die lewe is iets wat een man nie eers amper vir 'n ander man kan beskryf nie. Want net soos wat elke mens op hierdie aarde anders te reageer, anders te voel, anders te alles, net soos dieselfde met elke man. En ek dink daar's 'n groot gaping waar dit by dit kom, met al die bekommernisse en die vrese en die druk en die geestelike stryd waarmee paas en mans baie keer sit. Daar's soveel verskillende areas van jou lewe, en in vandag se tyd word dit net nog meer en meer en meer. Die waarheid is dat baie vaders ontsaglike swaar laste dra, sonder dat enige iemand anders daarvan weet. Dis die realiteit. Galasiërs 6 vers 2 kom en hy sê, dra mekaar se laste en gee op hierdie manier uitvoering aan die wet van Christus. En ons het so ruk terug gepreek oor daai vers, die wet van Christus. Wat is die wet van Christus? Om mekaar se laste te dra. Dis die wet van Christus. Vaders dra die druk om altyd sterk te moet wees. Maar ons weet nie hoe ons dit moet doen nie. Ons dra die druk van jy moet altyd sterk genoeg wees. Maar jy weet nie hoe om dit te dra nie. Daar's nie handvatsels daar nie. Daar's nie instruksies wie daarmee saamgaan nie, maar jy voel jy moet. Baie vaders voel dat hulle kan nie swak wees nie. Dit werk mos nie so nie. 'n man huil mos nie. Hulle dink dat hulle moet altyd die antwoord hê. En baie keer dan sê ons selfs, al is die antwoord verkeerd, probeer maar net. En dis die uitdagings waarmee ons soveel keer sit. Dis die rede hoekom ons 'n verbrokkelde voorbeeld van baie mans en paas in ons lewens het. Een ding moet ons onthou, God se woord is vir elkeen geskryf. En as jy in die Bybel gaan kyk, dan sien jy groot helde, geloofshelde, wat ook geval het, wat ook gebreek het, wat ook by die Here gesmeek het, wat ook gesê het, ek kan nie meer nie. As elke een van ons, wat net hierdie gemeenskap is, in ons klein gemeenskapie, ek wil amper sê, as elke man in hierdie gemeenskap bereid is om te sê, ek sal een seun daar by die skool, ek wil amper sê, aanneem, sonder dat enige iemand dit weet. En ek sal vir hom 'n pa wees, ek sal vir hom wees wie hy nodig het. En hoor mooi, sonder om vir hom iets te gee, met ander woorde, sonder om vir hom geld te gee, rugby talks, wat ook al. Ek sal vir hom wees soos 'n pa. Ons het groot geword en ons het 'n ruk terug vir 'n paar dae lank so uitdaging, so challenge in ons gemeente gehad, om vir iemand iets te doen wat jou nie geld kos nie. Ek het soveel mooi dinge gehoor, maar die hartseer is dit het gestop. Toe ons uitdaging klaar is, toe stop dit. Toe gaan dit nie aan nie. En wat die wêreld nodig het, is nie nog 'n pa wat net nog geld spandeer op 'n kind nie. Want 10 teen 1 kan sy eie pa dit dalk ook doen. Maar hy dalk meer 'n pa nodig wat daar is, 'n oupa nodig, 'n vriend nodig, wat werklik die Here dien. Sterk wees beteken nie dat jy nooit gaan breek of seer kry of kwaad word nie. Dit beteken dat wanneer jy breek, jy na God toe gaan. Dis wat jou sterk maak. Finansiële druk is seker die grootste las wat almal dra.
En vaders dra hierdie las dikwels, want elke man en elke pa wil graag vir sy gesin die heel beste gee. Hulle wil graag, as jou kind kom en hy praat hiervan of daarvan, ek ken nie 'n pa wat nie die beste wil gee vir sy kinders nie, let wel, gee. En ons een vers in die Bybel wat ek jare terug gelees het, en dit het my ongemaklik laat voel, en is 'n vers wat ek redelik met die Here mee gestoei het, want dit het nie vir my lekker sin gemaak nie, en ek lees dit vir julle in Matteus 6 vers 31 tot 33. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En ek het lank met daai vers gesit en gedink, maar as God presies weet wat ek nodig het, hoekom het ek nie alles wat ek nodig het? Hoekom voel ek soos wat ek voel? En ek weet nie of jy so al daaraan gedink het nie, maar hoekom voel dit dan nie vir my so nie? Hoekom voel dit dan vir my of hy nie seker is wat ek nodig het nie? En toe gaan lees ek regtig mooi. Want onthou die kern van die vers lê op, maar soek eers die koninkryk van God. En toe verstaan ek dit, okay, soos ek die Here in my hart het, dan gaan ek nie omgee oor enigiets anders nie. Ek gaan nie omgee oor klere of oor dit maar dit is tog nie so nie. Dit is tog 'n realiteit, dit is maklik en ek weet die helfte van julle het soos ek gevoel om te sê, as iemand vir my sê, ag, geld is nie alles nie. Dan sê ek, ja, ek weet, maar was jy ooit in jou lewe heeltemal sonder geld? En verlang het ek met daai vers gesit en gedink, maar hoor mooi, moenie julle kwel oor wat julle moet eet of drink of aantrek nie, want al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. So kom ons sê, wat ons moet eet en drink en aantrek, is aan die kant. Ons sit dit hier neer. Aan daai kant moet daar nog iets anders wees. Maar soek eers die koninkryk van God. So wat is die koninkryk van God dan? Wat is die wil van God dan? Die wil van God is dat jy jou vrou, jou kinders se vriende, almal sal lief hê. En as jy hierdie alles het, dan sal jy hierdie alles kry. Hoe? Deur God. Om te sê, soek eers die koninkryk van God, beteken nie, gee net jou hart vir die Here en dan gaan jy alles kry wat jy nodig het nie, dis glad nie wat dit is nie. Dit beteken, wees wie God wil hê jy moet wees. En dan, hoekom? Want dan gaan jy nie meer so pikkie wees oor hierdie nie. Weet jy hoekom? Want dan gaan jy op plekke kom en by mense se huise kom wat jy sien, eintlik is jy heeltemal te veel bederf. En dan gaan jou opinie van hierdie verander. Daar's een ding in Christendom wat ons totaal mis en dis hoekom ons dit as vaders mis. Ons ken nie die vaderhart nie. En omdat ons nie die vaderhart ken nie, weet ons nie hoe om regtig vaders te wees nie. Want God wil jou naby hom hê, hy wil jou lief hê, hy wil tyd met jou spandeer. Hy wil hê jy moet met hom praat, hy wil hê jy moet jou hart oopmaak met hom, nie altyd net. Hy wil 'n pa wees vir jou. En nou is ons nie vir ons kinders die pa wat ons veronderstel is om te wees nie, want ons doen dit nie met hom nie. Want as jy baie tyd saam met jou eie kinders spandeer,
En jy begin agterkom dat hier's 'n maatjie wat hulle boelie en dis wat gebeur en dis wat gebeur, dan doen dit iets aan jou hart. Maar nou laat ons nie toe dat God die Vader naby aan ons kom nie. En dan sê ons, ja, maar ek het maar in so huis groot geword, jy weet. My vrou moet maar aanvaar, dis maar hoe my pa altyd was. Ek dank die Here vir mans wat regtig die Vader hart begin soek, want ek het vriende wat in huise groot geword het, wat ek al die Here voor gedank het dat dit nie my pa is nie. Regtig. En daai ouens het die mooiste paas geword. 25 jaar terug, toe ek by sy huis gaan kuier het, 30 jaar terug, toe ek by sy huis gaan kuier het, en ek sien wat doen sy pa, en hoe praat sy pa, het ek vir myself gesê, ek hoop nie die man wil ooit kinders hê nie. Want as hy met sy kinders so gaan maak, maar ek dank die Here dat hulle die Here ontmoet het. En toe seën die Here hulle met kinders, en dis die mooiste paas. Dis vriende na wie toe ek opkyk en dink, ek wil ook so pa wees. Ek wil ook so pa wees. Daar's paas in my lewe, manne wat my ouderdom is, en dan dink ek, dis so mooi. Hy spandeer soveel tyd saam, hy's so geduldig met hulle. Hy's so geduldig. In die week, sê iemand vir my vrou, een van haar vriendinne, sy wou haar hare gaan doen het, en toe sê haar man, toe klim hy in die kar, toe sê sy, wat doen jy nou? Toe sê nie, jy gaan nou jou hare doen, so dit beteken, jy moet ontspan vandag, so ek gaan jou aflaai, dan sal ek die kinders gaan besig en alles, terwyl jy lekker hare doen en alles. Toe dink ek, okay. Ek weet nie of sy iets probeer sê het nie. En hoe beter ek hom leer ken het, hoe meer het ek begin uitvind, maar dis hoe hy is. Met tye dan sê ek vir my kinders, nee, wag nou, dan sê hy, okay, wag waarmee ek besig is, en dan gaan sit hy, en dan laat hy sy dogter met hom praat, dan dink ek, wow, ek sal nog 'n bietjie moet leer. Ek wil eers hierdie klaarmaak en dan na haar luister. Daar's nie 'n vervaldatum op hierdie waarmee ek besig is nie, maar hoor wat ek vanmôre sê, daar's 'n vervaldatum op wie met jou wil praat. Maak nie saak wie dit is nie. En ons as paas het soveel dinge in die finansiële druk en almal wil die beste hê, maar ek lees iets en ek leer iets uit Matteus 6 uit wat vir my sê, soek eers die koninkryk van God, soek eers die wil van God, soek eers die hart van God, as dit by jou kinders en almal kom. Want God weet wat jy nodig het. Maar wat hy vir jou vra is, doen eers wat ek wil hê jy moet doen, dan wil ek so graag vir jou al die ander bygee. En dan praat ek nie van, okay, begin 'n lief word vir jou kinders, dan môre dan is jy 'n miljonair nie. Hy weet wat jy nodig het. Hy weet wat jy kan hanteer en wat nie. God is nie in die omkoop besigheid nie, hy's 'n vader, hy's 'n pa. Tyd steel dikwels die belangrikste dinge in die lewe by ons. Hoor mooi wat ek sê, tyd steel dikwels die belangrikste dinge in ons. En ek het dit al so baie gesê, moenie sê, jy het nie tyd nie. Sê, dis nie prioriteit nie. As daar een ding is wat julle in Agnes Koster gaan leer, is dit. Moenie sê, ek het nie tyd nie. Sê, dit is nie prioriteit nie. En daai is iets wat my baie hard geslaan het die eerste keer toe ek dit by 'n predikant hoor. Want dis een van my slegste eienskappe, dat ek altyd besig is. Altyd. En ek weet nie van jou nie, maar ek gaan moet seker maak dat prioriteite dan regkom. Wat is prioriteit en waarvoor het ek tyd? Vir wat kan ek sê, ons kan dit maar môre doen? Ek weet en ek is baie versigtig wanneer ek dit sê, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek eer mans wat sê, ek werk nie op 'n Sondag nie. Tensy daar nie moeilikheid is nie,
Doen ek dit nie? Ek en my gesin dien die Here. Dis wat ons doen. Ek eer Paas vir dit doen. Ek sê weer eens, daar's 'n verskil dan wanneer daar moeilikheid is. Mense het of my gevra, Dion, dis glad nie my norm om dit te doen nie, maar ek's dood eerlik, dan sê ek ontspan. Ontspan. Moenie so erg op jouself wees nie. God ken jou hart. God ken jou hart. Dit wat jy nou besig is mee, het hy in elk geval vir jou gegee. Ontspan. So kyk, doen dit die week, maak dit die week reg. En volgende week gaan jy aan. Daar soms moet ons een ding verstaan. God is nie iemand wat die heeldag wil kyk of jy foute maak en wat jy alles verkeerd doen nie. Hy is nie. Hy's 'n pa wat jou die heeltyd wil reghelp en aanmoedig en ophelp om dit nie te doen nie. Dis nie soos 'n, ek wil nou nie sê onderwyser nie, want ons het onderwysers op, maar hy wil nie net die heeltyd kyk waar maak jy foute nie. Hy's die heeltyd by jou om jou aan te moedig om nie die foute te maak nie. En ons het 'n baie groot verskil, enorme groot verskil. Moenie Vader sien as die een wat die heeltyd, moenie God sien as die een sien wat jou die heeltyd wil straf nie. Hou op om vir jouself te dink, ek het nou gisteraan dit gedoen, so ja, nee, die week moet ek maar weet, duiwel gaan weer los wees. Asof God in kompetisie is met die duiwel. Ek weet nie of jy het weet nie, maar hy het hom lankal oorwin. Vir ewig. Hy's in kompetisie om jou te probeer wen, maar hy's nie in kompetisie met God nie. Efesiërs 5 vers 15 en 17 sê, pas dan op dat julle nougeset wandel en nie onwys nie, maar wys. Koop die tyd uit omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. As gevolg van die druk wat manne en paas die heeldag mee gevul is ons geneig om weg te hardloop, om iewers anders te wees, want daar's baie paas wat sê, as hy nou by die huis is, dan is daar nou moeilikheid. Dan hardloop hy weg en hoe meer hy hardloop, maak ons soos Adam en Eva, hoe meer ons hardloop, hoe meer dink ons hardloop weg van alles af, maar jy hardloop nie weg nie, jy hardloop eintlik net meer in die moeilikheid in. Jy hardloop nie weg nie. Want jy hardloop van iets af weg, maar jy hardloop in iets anders in. So waarheen wil jy gaan? Emosionele laste word dikwels stil gedra deur mans. Hoor hoe mooi sê Psalm dit. Psalm 55 vers 22 en 23 sê, glad is die botter woorde van sy mond, maar sy hart is oorlog. Sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. Vers 23, werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Hoor hoe sê die boodskap vertaling dit. Hulle woorde klink so goed, maar dit maak baie seer. Hulle is op die oorlog uit. Hulle maak mense dood. En dan kom vers 23 weer. Los jou bekommernisse in die Here se hand. Hy sal vir jou sorg. Hy sal niemand wat hom dien ooit in die steek laat nie. Daai Psalm 55, glad is die botter woorde van sy mond. Dan laas het julle gehoor dat iemand sê, botter kan in sy mond smelt. Sien jy, het kom tot uit die Bybel uit. Wat hulle eintlik vir jou probeer sê, het sy hart is in oorlog. Sy woorde is so sag soos olie, maar dit is ontblote swaarde. Hy verduidelik so mooi. En hoor wat ek vanmôre vir al die vrouens sê, jonk en oud. As 'n man met botter woorde kom, stop hom en vra, wat pla jy? Ag, ons gaan oorbegin. As 'n man
met botterwoorde kom, stop hom en vra, is jy okay? Want hy is in oorlog in sy hart. Ek het jare terug vir die tieners gesê, dan vra hulle vir my, Dion, hoekom weet jy altyd as daar fout is met ons? Dan sê ek, want julle gee dit weg. En ek het hulle nooit die geheim vertel nie, tot eendag, toe sê ek, kom ek verduidelik vir julle hoe werk dit. Die oomblik as jy oorlog in jou hart het, dan probeer jy so vriendelik wees. Dit gaan goed dan, dit gaan goed. Want jy wil nie iemand moet sien dat jou hart stikkend is nie. Nou glimlag jy skielik so baie, omdat jy in oorlog met jou hart is, dis nie normaal nie. En nou kom mense agter jy glimlag verskriklik baie, dan kyk hulle na jou, en hoe meer hulle na jou kyk, omdat jy so vriendelik is, hoe meer dink jy hulle kom iets agter, hoe meer probeer jy fake wees. As daar botter op jou man se tong loop, moet jy bid dan nie. Dan moet jy bid. Die woord van God is eintlik so maklik. En weet jy wat, toe ek daai gedeelte Dinsdag lees, toe ek al begin voorberei aan die goed, toe dink ek sal my vrou moet keer om hierdie preek te luister, want ek doen dit ook. As dinge moeilik raak, dan loop die botte oor my mond ook. Sonder jam sê dan nie. Ons dra las, wat jy nie weet hoe om te hanteer nie. Hy het nie handvatsels nie. Jy kan hom nie oorgee vir iemand anders nie. Jy weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Jy kan dit nie altyd uitpraat nie. Jy het nie genoeg woorde om dit te sê nie. 'n Vrou het 'n manier om te kan sê hoe sy voel. En as jy iets verkeerd gedoen het, dan hoor jy wat jy verkeerd gedoen het. En 'n man het nie genoeg woorde hoe om te verduidelik. Hy het te min botter om te verduidelik hoekom hy droog gemaak het gisteraand. So nou bly hy maar stil en hy hardloop maar weg. Want die botter het opgeraak. Ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. Maar hoor wat ek in die begin ook gesê het. Ons gaan moet leer om na God toe te moet hardloop wanneer ons so voel. Want God sê gelukkig, as jy nie weet wat om te sê nie, hou jou mond, ek sal vir jou en namens jou bid. Dis in die onse woorde, maar het staan in die Bybel. As jy nie meer weet wat om te bid nie, sal die Gees van God namens jou bid. As jy nie meer weet hoekom jy so de mekaar is en al hierdie nonsens aanjaag nie, gaan sit net vir 'n oomblik stil by die Here, ontmoet net vir 'n oomblik met die Here. Hou op om jouself te probeer oortuig dat jy reg is, of dit wat jy doen reg is. Stop dit, hou op, dit is nie. Gaan sit stil, dat God vir jou kan bid, dat die Gees vir jou kan bid. Josua 24 kom en ons almal ken daai gedeelte, Josua 24 vers 14 kom en hy sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode van julle vaders wat hulle gedien het, oor kan die Eufraat en in Egipte, en dien die Here. Vers 15, maar as dit verkeerd is in julle oë om te dien, om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode van julle voorvaders oor kan die Eufraat, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En ons het al baie keer gesê, dit vat 'n man wat opstaan, is in 'n hele gemeenskap om te sê, ouens, dit kan nie so aangaan nie. Ek het gekies. Ek het gekies. As jy regtig 'n man wil wees, staan op vir God, dan kyk ons. Dan is jy 'n man. Exodus 17 kom. En hierdie gedeelte gaan oor die ondersteuning wat elkeen van ons nodig het. En is die laaste punt. Exodus 17 vers 9 tot 12. En Moses het aan Josua gesê, kies vir ons manne
en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. En Josua het gedoen soos Moses aan hom gesê het, om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur, het op die top van die heuwel geklim. En telkens as Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak het, was Amalek die sterkste. Vers 12, maar die hande van Moses het swaar geword. Ek wil net eers daar stop. Ek gee nie om wat se man, wie se man vir my sê nie. Elke man in hierdie lewe word moeg. Jy kan vir my sê net wat jy wil. Jy kan my oortuig net soos wat jy wil. Jy kan vir my sê, jy het in die army groot geword, en daai dae, en die dae, en jy is nie meer in die weermag nie, en jy is ook nie meer 21 nie. Ek gee nie om wie jy sê, en wat jy doen, en hoe rof jy is, en hoeveel wat nie, jy word moeg. Klaar. Aanvaar dit. Jy word moeg. Sê maar, Moses se hande het swaar geword. Daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun. Die een diskant, die ander een ander kant. So het sy hande dan vasgebly tot sononder. Meeste van ons het vriende en familie in ons lewens. Vanoggend, huidiglik nou, as jy dit nie geweet het nie, is hulle besig om die 99ste Comrades Marathon te hardloop. Hulle het, ek dink so 4:30 vanoggend weggespring en 12 ure later die afsnytyd is 5:30 vanmiddag, 86 kilometer. Hulle noem dit the something human race. Trend so plus minus 22.000 mense, amper 22.000 het vanoggend gehardloop. Maar ek wonder of julle al ooit gesien het, wanneer iemand so net voor die wenpaal kom, selfs partykeer daai laaste 1 of 2 of 3 kilos, as iemand nie meer kan nie. Hy kan net nie meer nie. Hy's stikkend, hy's moeg, hy kan nie. Sy kop sê, daar is die einde. Ek het al gesien dat iemand 1 meter of 2 voor die eindstreep is. En dan, hy kan nie. Daar is geen manier dat hy sy arms of sy bene gelig kry, net vir daai laaste 1 of 2 meter. As gesinne in ons gemeenskap en in ons kerk, wat 1 meter of 2 van die wenstreep af is. Daar's manne wat 1 meter of 2 van die wenstreep af is, dan is hy weer okay. Dan staan duisende wat verby hardloop. Duisende. Maar so elke nou en dan is daar een wat na 86 kilometer selfredelik moeg moet wees. Maar wat bereid is om te stop. 2 jaar terug toe ek die einde gekyk het, toe is daar 'n man wat so op die einde lê. En 'n man en 'n vrou stop by hom. En hulle probeer hom ophelp. En elke keer as hulle hom ophelp, dan trek hy so styf soos wat die krampe en alles. Hulle kry hom amper nie opgetel nie. En die horlosie hardloop, en die horlosie hardloop, en die horlosie hardloop. En daai man en vrou albei verloor die afsnytyd. Want hulle wou daai een man probeer help het. Na 12 ure klap die spoor. Klaar. Dan trek hulle 'n lyn. En daai man en vrou is bereid om, kom ons noem dit 85.92 kilometer se oefen, se jare, se alles prys te gee, om een man te probeer help, dat hy net ook sal oorgaan. Vandag wil ek vir jou vra, besef jy dat jou man, jou pa,
die mans in ons gemeenskap almal op 'n stadium so moeg is. Hy's so naby. Besef julle dat daar baie meer vrouens in Suid-Afrika is as mans, maar dat baie meer mans selfmoord pleeg as vrouens. Het julle al ooit gesien dat wanneer 'n vrou moedeloos en moeg is, dan sien jy dit aan die huis en alles. Jy kan sien dinge is nie lekker nie. Maar het julle al gesien hoe lyk dit wanneer 'n man opgee? Alles spat totaal uit mekaar uit. Alles. Ek het al baie vrouens in my lewe gesien wat hulle bes probeer om alleen die huis en die kinders en almal te onderhou. En dan staan 'n man wat net nie omgee nie. Daar kom 'n tyd wat alles net bars. Ons het nodig om mekaar op te help. Ons het nodig om mekaar te dra. Dit sal weer beter gaan. Maar partykeer kan 'n man net nie meer nie. Partykeer het hy net iemand nodig. Partykeer het hy net 'n kind nodig wat bereid is om alle omstandighede en alles eenkant te sit. Al hierdie wat jy wil hê, eenkant te sit en te sê, ek doen dit, want dit is God se wil. Ek doen dit want dit is wat God van my verwag. En miskien staan jy verstom hoe God al die ander reg gemaak het. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ek vandag kan weet. Die woord sê, U weet presies wat ons nodig het. Inteendeel, hy sê op 'n ander plek, U weet dat wat ons nodig het voordat ons vra. Maar weet ons wat U van ons vra? Weet ons wat U van ons wil hê? Om net U wil te doen. Is ons dalk so vasgevang dat ons net U vertrou om te wil hê wat ek wil hê? Of is ons ook bereid om partykeer dit wat ek wil hê te los en te fokus op dit wat God wil hê? Vir baie hoofstukke lank het Job getreur en die dag vervloek waarop hy gebore is, gesê ek wens ek was liewer nooit gebore nie. Maar die oomblik toe Job vir 'n oomblik vergeet van homself en begin bid vir sy vriende om te sê, Here, ek weet nie, maar lyk nie vir my hulle ken U regtig nie. Toe eers kon Job sê, tot nou toe het ek geglo volgens dit wat ek by ander mense gehoor het van God. Maar nou ken ek God. Dankie dat ons die voorreg het om U te kan ken. Dankie dat ons die voorreg het om te kan weet. En ek wil vanmôre vir elke man en elke jong man en elke oupa en elke pa kom bid, Here, wat moeg is, wat opstaan omdat hy moet. Wat opstaan omdat hy te bang is om te wys dat hy seer het, dat hy stikkend is. Ek wil vanmôre kom bid vir mans en vir pa, wat soms na plekke toe hardloop, omdat hy te bang is om by sy huis te wys dat hy seer en hy stikkend is. Ek wil vanmôre kom bid vir mans wat soms met mooi woorde probeer om te maak of alles oukei is. Ek wil vanmôre kom bid vir mans wat eintlik waar so stikkend is, maar so vrees het dat iemand dit tog net sal sien. Eerstens wil ek kom bid, Here, dat hulle vanmôre sal besef, U arm staan waawyd oop. En U sê, kom net heel eerste na my toe. Hou op om te worry oor al hierdie ander omstandighede. Kom net eers na my toe. Kom ons begin
by die vaderhart. Toe jy 'n klein seentjie was, as jy iets nodig gehad het, het jy na jou pa toe gegaan. Kom net eers weer terug by my, soos die verlore seun. Kom net eers terug na die vaderhart toe, om net te kan besef dat hy jou liefhet. Die kinders, die vriende, die familie, almal wat in jou lewe is deel van hierdie lewe. Kom net eers by God uit, want sodra jy terug is in die hart van God, sal God jou hart verander. Ek bid in die naam van Jesus dat jy met elkeen van ons sal praat, Here. Dat ons elkeen mekaar sal ophelp, dat ons nie sal moed opgee met mekaar nie. Ek as pa moet opstaan. Maar Here, ek wil ook opstaan. Ek wil die leier wees van my gesin. Ek wil U kies. Ek wil U lief hê. En saam met elke pa wil ek kom bid, Here, dat U ons sal maak die storie wat U oor ons geskryf het. In Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën U.